Jesus en Beelzebul en 'n boom word aan sy vrugte geken. Matteus 2:12 vers 22 tot 37. Het jy al ooit gewens, jy kan iemand se gedagtes lees? Het jy al ooit gewonder wat iemand van jou dink? Het jy al ooit gewonder of iemand bedoel wanneer hy met jou maatjies wil wees? Of hy regtig jou maatjie wil wees? Of soek hy dalk iets by jou? Vandag sien ons hoe Jesus ons leer, dat ons wel kan sien wat in iemand se gedagtes aangaan, en of hy regtig die Here wil ken, of hom nie wil ken nie. Vandag se gedeelte kom vir ons uit Matteus. Matteus is deel van die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament. Ons leer van Jesus se lewe. Kom ons sê die boeke saam. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Voor ons begin, kom ons bid saam. Ons Vader, baie dankie dat ons u kinders kan wees. Baie dankie dat u ons help en dat ons weet u is naby aan ons. Dankie dat ons u beter kan leer ken. Dankie dat u Gees binne in ons bly. Help ons om vandag mooi te luister, te weet wat u vir ons sê, en dat ons soet kan wees wanneer ons van u leer ken, sodat ons eer u naam kan uitdra. Help ons om gehoorsaam te wees, en dankie dat Jesus vir ons al ons sondes gesterf het. Amen. Op 'n stadium was Jesus besig om demone uit te dryf, en die Fariseërs het dit gesien, en hulle was jaloers op Jesus, en hulle het 'n fout probeer vind by Jesus. En dis die gedeelte wat ons vandag lees, en ons gaan sien hoe die Here ons vandag leer. So kom ons lees saam, Matteus 12 vers 22 tot 37. Hulle het toe 'n man wat in die mag van duiwels was, na Jesus toe gebring. Die man was blind en stom. Jesus het sy gebrek genees, sodat hy weer kon praat en sien. En die hele menigte mense was verslae en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Die Fariseërs het hiervan gehoor en gesê, hy dryf duiwels uit alleen met die hulp van Beelzebul, die aanvoerder van die duiwels. Jesus het egter geweet wat hulle dink, en hy het vir hulle gesê, elke koninkryk wat onderling verdeel is, gaan te gronde, en geen stad of huis wat onderling verdeel is, sal bly staan nie. As die Satan dan die Satan uitdryf, is hy teen homself verdeeld. Hoe kan sy ryk dan bly staan? En as hy met Beelzebul se hulp die duiwels uitdryf, met wie se hulp doen julle volgelinge dit dan? Julle eie volgelinge sal as julle regters optree en wys dat julle verkeerd is. Aangesien ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Hoe kan iemand nog by die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed vat, en as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie? Eers dan sal hy sy huis kan beroof. Wie nie aan my kant is nie, is teen my. En wie nie saam my die skape bymekaar maak nie, jaag hulle uitmekaar. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering kan die mens vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. As iemand iets teen die Seun van die mens sê, kan dit hom vergewe word. Maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan dit hom nie vergewe word nie. Nie in hierdie bedeling nie, en ook nie in die toekomstige nie. Kom ons lees nou, 'n boom word aan sy vrugte geken. Matteus 33 vers tot 37.
As julle sê 'n boom is goed, moet julle ook sê sy vrugte is goed. En as julle sê hy is sleg, moet julle ook sê sy vrugte is sleg. 'n Boom word tog aan sy vrugte geken. Julle slange, hoe kan julle wat sleg is iets goed sê? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. Die slegte mens bring slegte dinge tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart. Dit sê ek vir julle, van elke ligsinnige woord wat die mens sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Ons memoriseervers is Matteus 12 vers 34. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Kom ons sê dit saam. Matteus 12 vers 34. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Onthou julle hoe Jesus baie goeie goed gedoen het? Hy het duiwels uitgedryf. En die fariseërs het nie daarvan gehou nie. Hulle het eintlik nie daarvan gehou dat die mense van Jesus begin hou het nie. Mense is baie keer jaloers. Jaloers wanneer ons lief is vir Jesus. En dan wil mense net foute soek. Hulle het toe fout gesoek by Jesus. Hulle het toe gesê, dit is met duiwelse krag dat hy duiwels uitdryf. Jesus het toe vir hulle bewys deur eenvoudige logika te gebruik. Hy het vir hulle gewys, wel, as demone dan demone uitdryf, dan sal hulle teen mekaar werk. En enige ding wat teen mekaar werk, sal nie bly bestaan nie. Wat het Jesus bedoel toe hy gesê het, elke sonde en lastering van die mens, kan die mens vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. Wat is lastering teen die Heilige Gees? Nou soos ons by die fariseërs gesien het, hulle het gesien Jesus doen goed. Hulle het gesien dat dit wat Jesus doen is reg. En tog nog steeds het hulle 'n fout by hom gevind. Nou dit is lastering teen die Heilige Gees. As mense alles van Jesus geleer word en steeds hardkoppig bly oor wat ook al rede en nog steeds nie in Jesus begin glo nie, dan is dit lastering teen die Heilige Gees. Ons glo ook baie keer in Jesus en ons doen nog steeds sonde, maar ons weet dit is verkeerd en ons erken nog steeds dat Jesus gehoorsaam moet word, alhoewel ons dit nie altyd reg kry nie. Maar baie keer kom mense op 'n punt waar hulle sê Jesus is nie God nie en hy moenie gehoorsaam word nie. En dit is lastering teen die Heilige Gees. Nou kom sal iemand Jesus aanvaar of verwerp? Want sy hart is goed of sleg. Daarom het Jesus geleer dat 'n mens moet sien of iemand se hart goed of sleg is in dit wat hy sê. Baie keer is dit ook vir onsself. Baie keer kry ek dit dalk nie reg om iets goeds te sê nie en dalk iets sleg. Dan moet ek gaan kyk na my hart. As ek byvoorbeeld net wil fout vind in iemand anders, dan moet ek gaan kyk of ek nie dalk jaloesie in my hart het nie. As ek dalk kwaad is, as iemand anders iets reg kry wat ek nie reg kry nie, dan moet ek dalk gaan kyk in my hart. Is ek nie dalk naaiwerig teenoor daardie persoon nie? So het Jesus geleer, 'n boom word aan sy vrugte geken, en as 'n boom goed is, dan sal sy vrugte ook goed wees. As 'n boom sleg is, sal sy vrugte ook sleg wees. So is dit met ons ook. Dit wat ons sê en hoe ons optree teenoor ander, kom vanuit dit wat in ons hart aangaan. En dan 'n laaste ding, Jesus het gewaarsku, dat elke ligsinnige woord wat ons sê, ons eendag vir God gaan moet vertel. En onthou, alles wat ons verkeerd doen, word vergewe. Maar
Dit gaan nog steeds baie sleg wees om dit eendag vir God te vertel. Dink net daaraan, hoe moeilik is dit om vir pappa of mamma te gaan vertel, of as hulle jou vra, het jy iets verkeerd gedoen? Nee, dit bly sleg. En dit is tog nie iets wat ons wil doen nie. So is dit met God ook. God gaan ons vergewe, en hy bly lief vir ons, maar ons gaan nog steeds verantwoordelik gehou word vir alles wat ons sê, en wat ons doen op aarde. Kom ons sluit af, ons bid saam. Ons almagtige Vader, Heer, dankie dat ons beter van U leer ken. En Heer, ons het in ons harte maar baie keer nog slegte goed, ons het baie keer nog jaloesie, ons baie keer begeer ons iets wat iemand anders het, baie keer is daar nog kwaad in ons hart, of ons vergewe nie mense nie. En Heer, daarom kan dit baie keer gesien word in hoe ons oor ander praat, hoe ons van hulle praat, hoe ons oor hulle voel. Heer, daarom kom tog, en ons weet U bly in ons hart, maar werk tog in ons hart, dat ons nie jaloers sal wees nie, dat ons nie naaiwerig sal wees nie, dat ons nie wrokke sal vashou nie. Heer, en wanneer ons agterkom in die manier hoe ons praat, of dit wat ons sê, of dit hoe ons voel, laat dit vir ons sal terugbring na ons hart toe, en dat ons sal ophou om jaloers te wees, of naaiwerig, of iets in ons harte rond te dra. Wees ons so genadig, dankie dat U ons sondes vergewe, en dat ons kan weet, ons het niks om te vrees eendag vir die oordeelsdag nie, maar dat ons ook op in hierdie lewe so sal leef, dat ons eendag nie sal bang wees om iets vir U te vertel nie. En dankie dat U ons sondes vergewe. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Onthou, dit wat jy sê en doen, kom uit die hart. Kyk wat in jou hart aangaan.